Goeiemôre. Jy luister na die 85ste oordeenking in die reeks Die Goeie Lewe. Vanoggend se tema is Wake-up calls. 'n Wake-up call is 'n onaangename ervaring in daardie oomblik. Maar op die langtermyn kan dit 'n lewensbelangrike katalisator wees vir verandering, besluitneming, optrede. Ons kan langs die kronkelpaaie van die lewe verdwaal, rigting verloor en sonder 'n langtermynperspektief in sirkels begin leef. Maar 'n wake-up call is 'n oomblik in die lewe wanneer jy, soos die pad deur die Karoo, ver in die toekoms kan sien waar hierdie pad jou heen gaan neem. En as jy dit sien, ruk dit jou tot stilstand. Dit is 'n oproep tot besinning. Kan jy dink aan 'n paar wake-up calls wat jy al deur jou lewe gehad het? Een van hulle onthou ek baie goed. By 'n kollega se afskeidsboodskap het hy die gemeente bedank waar hy baie jare predikant was. Hy het toe na sy gesin gedraai en hy het vir hulle vergifnis gevra dat hy hulle so dikwels afgeskeep het. Dit het my soos 'n hamer tussen die oë getref. Ek het daardie oomblik my lewe vooruit sien afspeel. Dit was ek. Op daardie stadium het ek feitelik elke aand van my lewe in vergaderings en afsprake spandeer. 4 aande 'n week moes my vrou alleen by die huis sit. Ek het daardie Sondagmôre gedink, maar dit kan mos nie die Here se plan vir ons lewens wees nie. Of jy nou 'n predikant is of in watter ander beroep ook al. Jy kan nie vir ander mense daar wees, maar jy is nie eerstens daar vir jou eie gesin nie. Om die waarheid te sê, Paulus stel dit as voorvereiste dat diegene wat 'n ambt beklee, die voorbeeld in hulle eie huishoudings moet stel. Ek dink aan 'n onlangse gesprek met 'n vriendin, toe sy my vertel hoe 'n hartaanval van 'n kollega op 'n baie jong ouderdom haar tot stilstand geruk het. Daardie gebeurtenis het haar as ware geneem uit die kronkelpaaie van die korporatiewe wêreld en haar so laat afkyk soos langs die uitgestrekte Karoopad en laat sien, dit is my voorland. Dis waar hierdie pad my heen gaan neem. 'n wake-up call. Die Harvard-studie bied aan ons die voordeel dat ons lang pad af kan kyk. Andrew Deering, skuilnaam, was een van die eensaamste mense in die Harvard-studie. Hy het een van die moeilikste lewens gelei. Hy het groot geword in daardie arm West End buurt van Boston. En as kind was sy pa totaal afwesig. Hy en sy boeties en sissies het voortdurend saam met hulle enkel maar rondgetrek van een plek na 'n ander. Die gevolg was dat hy nooit langtermyn vriendskappe aangeknoop het nie. Op 34 het hy getrou met 'n vrou wat baie krities op hom was en sy het alle sosiale situasies vermy. Andrew en sy vrou het soos kluisenaars vir die buitewêreld geleef, maar in 'n sekere sin ook kluisenaars vir mekaar. Al waarvoor hy geleef het, was sy werk, waar hy antieke staanhorlosies reggemaak het. Dit het vir hom vreugde gebring, om stories te hoor van kliënte, van waar die horlosies vandaan kom, hulle familiegeskiedenis. En die vreugde daarmee saam, dat hy op 'n manier 'n verskil kon maak in ander mense se familiegeskiedenis. Toe hy in sy 50's deur die Harvard-navorsers gevra is wat hy gaan doen na aftrede, het hy gesê hy weet nie. Hy werk al vanaf hy 8 jaar oud is. Werk het hom al die jare lewend gehou. En dit voel vir hom of die aftrede wat voorlê, te gelyke einde van die pad sal wees. Vroeër as dit, op ouderdom 45, het hy sy lewe reeds probeer neem. En 20 jaar later, op 65, het hy teenoor die navorsers opgemerk dat hy dit weer oorweeg. Toe hy uitgevra is oor vriendskap, deur elkeen van hierdie navorsingsgeleenthede heen, het hy geantwoord, nie een nie, nie een vriend nie. Toe hulle vra wat hy doen vir ontspanning en wat lekker is, het hy geantwoord,
Niks nie. Ek bly by die huis tot dit tyd is om te gaan werk. Op 67, nadat hy probeer het om so lank as moontlik te bly werk, het sy oë egter so verswak dat hy nie meer horlosies kon herstel nie. Hy was gedwing om af te tree. Hierna het hy vir die eerste keer 'n terapeut gaan sien. Die terapeut het gevra of hy dit ooit oorweeg het om sy vrou te verlaat. Hy het gesê hy het nie. Hy het gevoel hy sou sy plig teenoor haar versaak. Maar die gesprek het hom bygebly. Dit was 'n tipe van 'n wake-up call vir hom. Hoewel hy nie geskei het nie, het hy besluit om met sy lewe aan te gaan, met of sonder haar toestemming of instemming. In berading praat ons van diferensiasie teenoor simbiose. Hoe dit ook al sê, hy het een desperate oggend net gaan stap en daar by die gym ingegaan en hy het besluit om aan te sluit en te begin oefen. Na 'n tyd wat hy so alleen geoefen het, het hy opgemerk dat dieselfde mense min of meer in dieselfde tyd geleef daar oefen. Hy het moed bymekaar geskraap en een oggend uitgereik na 'n ander persoon wat hy min of meer gereken het hy mee kon praat. Die gesprek het baie goed afgeloop. 3 maande later het hy almal in hierdie kleinerige gym geken. En in daardie 3 maande het hy meer vriende gemaak as in sy hele leeftyd voor dit. In sy 80's is Andrew weer gevra oor vriendskap en sy antwoord was, baie. Ja, het hy gesê, hy voel soms steeds eensaam, maar toe hy gevra is om sy lewe te beoordeel, het hy dit 7 uit 10 gemerk, wat op die Harvard se skaal naby aan ideaal gemeet het. Hy het daagliks die huis verlaat en tyd saam met vriende spandeer. Andrew se verhaal is 'n wake-up call. As jy jonk is, kyk langs die pad, die lang Karoo pad af van Andrew se lewe. En wat sien jy raak van jou eie lewe? Moenie verstrik raak in die sirkelgang van jou bestaan nie. Laat die wake-up call doen waarvoor dit daar is. Laat dit jou wakker word. Laat dit 'n oproep wees tot besinning. Vir diegene vir wie die jare aangestap het. Andrew se verhaal laat 'n mens besef. Dis nooit te laat nie. Nooit te laat nie. Vandag is die begin van die res van jou lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bid om dankie te sê dat ons elke oggend so saam kan dink oor ons lewens. Dankie dat ons U waarheid mag ken, dit mag liefkry. En ons bid telkens om leiding en inspirasie om die pad van waarheid te bly loop. Inspireer ons deur die Gees, dat ons harte goed sal wees, om aan elkeen wat op ons pad kom, goed te doen, beide vriend en vreemdeling, ja ook teenoor ons vyand, om elkeen te help op 'n manier wat U waardig is. U het ons geroep om medewerkers van die waarheid te wees, dat ons die kwaad nie sal navolg nie, sodat ons lewens van waarheid kan getuig. Ons bid vanmôre dat dit in alle opsigte met ons goed sal gaan. Maar begin tog by ons siel en gees, o Heer, die ankerpunt van ons hele lewe. Dankie vir ons vriende, dankie vir ons vriendinne, waarmee U ons so geseën het. Dankie vir kollegas, vir familie, en ook die vreemdeling op ons pad. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.